'n man het vir my gesê dat sy vrou die een is wat hom al die kwaadste in sy hele lewe gemaak het, maar dat sy ook die een is vir wie hy die liefste in die hele wêreld is. Dit is nogal soms baie moeilik om Jesus Christus ook in ons huise tussen die mense wat die naaste aan ons is te volg. As ons die lewe met ander mense in 'n huis deel ons beste en slegste oomblikke met mekaar. Ons voel nie altyd lekker nie en ons sien nie altyd kans vir onsself nie, maar ons moet die lewe deel met mense wat ook nie altyd lekker voel nie en wat ook baie moeilike tye beleef. Wat beteken dit dat Christus deur sy Gees by my in my huis is en dat ek hom ook moet volg as ek by my huismense is? In eenvoudige taal beteken dit dat as ons deur al die storms en moeilike goed saam wil oorleef en sterker aan die kant uitkom, ons moet toelaat dat Christus wat in en by ons is, elke situasie hanteer. Galasiërs 5 vers 14 tot 16 sê dat gelowiges nie mekaar moet buite verskeur deur vanuit ons ou sondige natuur te leef nie. Ons moet dus nie teenoor mekaar optree vanuit wie ons was voordat Christus ons aangeraak het nie. Ons moet teenoor mekaar optree vanuit dit wat die Here deur sy Gees in ons lewe gedoen het. Of ek nou op my beste of op my slegste is, Christus moet eerste in my lewe kom. Die vraag is nie wat die ander een doen nie. Die vraag is wat Christus wat in my leef nou in hierdie situasie wil doen. Hoe wil Christus dit hanteer? En dan staan ek terug en vertrou Christus om in en deur my lewe te doen wat hy wil. Kan die Heilige Gees jou lewe lei en beheer, ook teenoor jou huismense en hulle wat die naaste aan jou is?